Onthou jy nog kleintyd, as jy so met 'n klip in die hart ingestap kom by die huis en mamma gee jou net so een kyk en sy sê, wat is fout? En meeste van die tyd nog voordat jy kon begin om te vertel, het sy jou net gevat en jou net vasgehou en jou net liefde gegee. Voordat die vrou by die put van Sigar begin het om met Jesus te gesels, het Jesus reeds alles geweet van haar. En ongeag daarvan dat hy alles geweet het van haar, het dit nie sy omgee vir haar verander nie. Hy kon sien, binnekant was daar 'n diep seer wat nog nie hanteer is nie. Iemand het eendag dit so verduidelik, hy het gesê, God se liefde is soos 'n bloedhond. Hy sal jou opspoor, maak nie saak waar jy is nie. En dit is presies waarvan die psalmdigter praat in Psalm 139. Vers 7 en verder, waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar? Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. Hier aan die einde van die jaar is almal van ons moeg. En juis wanneer 'n mens moeg is, het jy nie baie lus om ongemaklike en onsmaaklike dinge te hanteer nie. Meer nog wanneer daar dan sulke emosioneel veel eisende dinge oor ons pad kom, dan voel ons om kop in die grond te druk soos 'n volstruis en te sê, Vader, ek kan dit nie ook nog hanteer nie. En dis presies die woorde wat Jesus wil hoor. Die oomblik wanneer ek en jy dink ons kan dinge hanteer, dan is ons op dun ys. Maar die oomblik as ons vir hom sê, Here, ek kan nie, dan begin die dinge gebeur. Dink gou aan 'n paar uitdagings wat jy hier aan die einde van die jaar, so voordat hierdie jaar uitloop, moet hanteer wat emosioneel uitdagend is vir jou. Die wonderlike nuus is, God ken jou. Jy hoef dit nie eers vir hom te sê nie, want ook in Psalm 139 staan daar is nog nie 'n woord op my lippe nie, of u Here weet wat dit gaan wees. Daar's nog nie 'n gedagte in my kop nie, of u weet wat ek dink. Die God van die heelal, Jesus, is by jou. En dit is een ding waaraan jy moet vashou vandag. Die volgende ding wat jy moet hoor, is dat maak nie saak wat jou uitdaging is nie. Is God het net goeie bedoelings daarmee. En dis iets wat ek en jy nie lekker aldag kan verstaan nie. Hoe kan hy goeie bedoelings hê vir my met slegte dinge wat met my gebeur? Luister gou na Johannes 15 vanaf vers 1. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. As 'n mens oor jou menswees kyk en jy sal klaar so kaal gesnoei, dan wonder 'n mens, Here, maar wat kan nou nog weggesnoei word? Maar weet jy die wonder van God se liefde is, hy sien wat ek en jy nie kan sien nie. Hy sien die volgende seisoen, waar ek en jy vol in drag staan, waar daar sulke groot rosse vrug aan ons hang. God se doel in noute tye met jou en my is om ons voor te berei vir die seisoen waarin hy wil hê ons moet vrug dra tot sy eer. Die voorwaarde, soos wat hy in die laaste paar verse van hierdie gedeelte vir ons sê, is dat ons in hom moet bly, want hy is die wingerdstok. Alleenlik wanneer ek en jy in hom bly, kom maak hy ons vry van al daardie dinge wat keer dat ek en jy kan word en beleef wat God vir ons lewens wil.